Aba Vader, daar is 'n naam bo alle name. Dit wat ons nou net gesing het, Here, U is hoog verhewe bo alles. Jesus Christus, ons Here. U wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. U het nog nooit verander nie, Here. Yes, Lord, you are still a miracle worker. You are the promise keeper. Die beloftes hou stand, Vader. Dit is ja en amen in elke belofte wat in die woord opgeteken is. Dankie, Here, dat ons die woord het waarop ons kan staan. Dankie dat ons vanoggend as 'n groep hier by mekaar is, Here, om die kosbare woord van Jesus Christus te kan luister na. Maar o Gees van God, ons het U nodig. En ons wil bid dat U niemand sal oorslaan in hierdie oggend nie. Dat U van stoel na stoel sal beweeg, Here, dat U hierdie ore van ons sal ontsluit, sodat ons waarlik kan hoor, wat is dit wat die Here vir ons in hierdie oggend wil kom sê. En ek is maar net die instrument waardeur U praat, Here. En dit is hoekom ek dan bid, Vader, en ek sê, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart, Here, U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. Ek het net nou vir u gesê, 48 jaar terug het ek my biker chick, my vroukie ontmoet. Maar vanaf daardie datum tot en met hede, was ek in die hande van die Here. Ek het wel heeltemal my eie ding gedoen op 'n stadium, maar die Here het my bly vorm. Die Here het kom skaaf in my. En daaroor het ek goed gedink, laat ek daardie gedeelte in die woord lees, oor die werk van die pottebakker. Ek lees daar in Jeremia 18. En dis net 6 versies wat ek gaan lees. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Wat beteken ek gaan met jou praat? By daardie plek wat jy is, by die huis van die pottebakker. Toe het ek, dit is Jeremia, afgegaan na die huis van die pottebakker. En hy was juist besig om 'n stuk werk op die skuwe te maak. Dis die pottebakker skuwe. Die wiel, daai pottebakkerswiel. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle maak nie, o huis van Israel, Inkuis gemeente Westerrand, Rustenburg, elke member wat hier sit. Kyk, soos die klei in die hand van die pottebakker is, so is julle in my hand. Hy sê wel die o huis van Israel, en ek wil nie die woord verander nie. Maar ek wil sê elke gemeentelid wat hier sit, jy is in die hand van die Here. Tot sover toe uit die onfeilbare woord van die Here. My tema dan,
in die hande van die pottebakker. Nou as 'n mens Jeremia gaan lees, daarvan hoofstuk 1 af, dan sal mens sien die hoofgedagte waaroor daar geskrywe is in Jeremia, gaan eintlik oor die Israeliete wat hulle rug op die Here gedraai het en agter afgode aangeloop het. In plaas daarvan om God met oorgawe te dien en tot sy eer te leef, het hulle weggedwaal van die Here af. Hulle het hulle eie ding gedoen. Dit is hoekom die Here vir Jeremia gesê het, gaan na die pottebakker se huis. Ek sal jou daar ontmoet. Ek sal daar met jou praat. Want die Here wou aan hom iets openbaar het, deur dit wat plaasgevind het in daardie ou winkeltjie van daardie pottebakker. En toe Jeremia daar aankom, was hierdie pottebakker juis besig met 'n stuk klei op hierdie pottebakkerswiel. Hy was besig om iets te vorm. En daardie pot, van die vertalings praat van 'n pot, daardie pot wat hy besig was om te vorm, het misluk. En toe Jeremia na dit kyk, het hy dadelik geweet, dit is wat die Here wil hê ek moet sien. Want jy sien eintlik wou die Here gehad het, Jeremia moes weet, hy wou vir hom wys, dit is wat die volk gedoen het, hulle het misluk, hulle het weggedraai van my af. Maar verbasend toe die pottebakker daar staan en kyk na dit wat afspeel hier voor hom, het hierdie pottebakker nie daai klei gevat en weggegooi nie. Hy het dit saamgepers, gebrei en hy het weer beginne om 'n nuwe voorwerp te maak. Vol verwondering het Jeremia na dit gekyk. En terwyl ek daar agter my lesenaar sit, toe wonder ek, is dit nie maar wat die Here besig is om met ons te doen nie? In hierdie leeftyd wat ek by hom uitgekom het tot en met nou, is dit nie maar wat God in elkeen van julle wat hier sit, se lewens en besig is nie? Mens kan God se hand uitlik sien in jou lewe. En God kom en hy kom herskep, veral hierdie ou, wat vol drugs was, 'n alkoholist. En God kom en hy kom verander my. Ek is 'n persoon vol mislukkings, vol teleurstellings, vol sonde. Maar God kom vorm my en hy maak 'n nuwe mens van hierdie skerminkel wat hier staan. So het ons almal wat hier sit al dinge gedoen in die verlede waaroor ons vandag spyt is. As jy maar so terugsit en dink, en dan kom dit by jou op en gaan jy spyt wees oor sekere goede wat uitstaan. En ek het ook gesit en ek het gewonder, hoekom is dit so dat ek nie dieselfde geleenthede kry as wat die kinders van vandag kry nie? Dit het hier by my gedagtes neergekom. En terwyl ek daar sit en dink, toe dink ek ook, maar daar was tye wat ek my mond moes oopgemaak het en ek het nie. Ek het dit gesluit gehou. Ander kere moes ek weer praat en ek het nie. Ek het stil gebly. En terwyl ek daar sit en ek kan ook nou maar dink ook, was daar tyd gewees wat ek met my hare uit my kop wou uittrek, omdat ek nie die geleenthede wat ek gehad het, benut het nie. Jy sien, dit kan so maklik gebeur in hierdie hedendaagse lewe van ons, dat ons vasgevang word deur die vleeslike dinge wat die wêreld vir my en vir jou bied. Hierdie invloede van die wêreld raak belangriker vir my en jou as om God met totale oorgawe te dien en sê, hier is ek, Here. Soos U wil, dit is presies wat Jesus gedoen het daar in die Getsemane.
Laat hierdie beker my verbygaan, Here, maar nie wat ek wil nie, U wil. En ek kry terwyl ek daar sit, kom Timoteus en hy kom wys vir my iets en ek wil dit vir u lees, is daar in 2 Timoteus 3. Die woord sê daar vir ons, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Hulle sal eerder 'n liefde vir genot hê as liefde vir God. Dit sal miskien lyk of hierdie mense vir God dien, maar hulle sal nie lewe soos mense wat vir God ken en dien nie. Jesus het met die disippels gepraat. En hy sê, julle eer my. Hy het met sy disippels gepraat. Hulle was naby aan die Here Jesus gewees. Maar hy sê vir hulle, julle eer my met julle mond, maar julle hart is ver van my af. My boetie, my sussie, as ek en jy nie gaan surrender en totaal oorgee in die Here se hande nie, die hande van die pottebakker, dan sal die Here nie daai vormingswerk wat hy in my en in jou lewe wil kom doen, mee kan aangaan nie. Ek weerhou die Here om vir my te vat by daardie plek waar hy my wil hê. Jy sien daai pottebakker wat besig was daar agter daai pottebakkerswiel. Hy was vry om te doen met daai bondeltjie klei soos wat hy wou. Hy kon dit selfs weggegooi het as hy wou. En dadelik besef ek, God is vrymagtig om met my lewe, om met jou lewe te doen net wat hy wil. Jy sien, ons bly die klei in die pottebakker se hande. Die klei het geen aandeel gehad in die vorming van daai kleipot nie. Dit is die hande van die pottebakker wat daardie pot gevorm het. En omdat ek en jy in die hande van die goddelike pottebakker is, maak dit baie van ons ongemaklik. Hoekom? Jy sien, ek en u hou nie daarvan dat die Here daardie snoeisker uithaal en daardie dooie takkies kom afknip nie. Ons hou nie daarvan nie. Wat sê Johannes 15:2? Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die kom maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Maar God sal altyd in ons lewens besig wees met daardie snoeisker, daardie dooie takkies, daai takkies wat nie vrug dra nie, gaan God kom wegsny, uitknip. Want God wil ek en jou, wat hier sit vanoggend, sorgvuldig vorm, sodat my en jou lewe God alleen kan verheerlik. Dit is waaroor dit gaan. Hy wil hê ek en jy moet diensbare instrumente in sy hande wees. Bruikbare kinders van God, wat hy in hierdie verlore gaande wêreld kan uitstuur, sodat ons 'n getuienis kan dra van wat hy in my en in jou lewe gedoen het. En 'n vraag kom by my op. En daai vraag gaan ek vanoggend vra, want die Gees het dit vir my kom vra en ek wil dit vir u vra. Is ek en jy werklik daai vormbare klei in God se hande? Of doen ek nog soms dit wat ek wil, sonder om te raadpleeg?
Dit is maklik om dit te doen. Veral as 'n mens 'n ander bike nodig het. Hoor u wat ek sê, dan kan ons net gaan en ons gaan koop dit. Want ek het mos die fondse. Maar het ek myself gegee in daardie hande van die Here en sê, wat wil u hê moet ek doen? En ek wil dit sê vanoggend. Vir 2 jaar het ek nie bike gery nie, ek en my vroutjie. Die Here het ons kom seën. Ja, ons moes sekere goed te doen om dit te kon bekom, maar die Here het ons kom seën. Ek kan weer op 'n bike klim en ry. Ek kan saam met my boetas weer gaan. Is dit omdat ek dinge gedoen het nie wat die Here wou gehad het nie? Ek sê nie die Here het my gestraf nie, want God straf ons nie. Is 'n God van liefde. Ek het dinge oor my eie pad gebring, maar die Here het my tog uit daai gat wat ek in was kom uithaal. En as ek so terugsit en kyk, dan sê ek, Here, ek kan u hand sien in dit. Het ek al oorgegee? Ek het daar gesit en sê, Here, weer 'n keer. Al doen ek dit nog 10 keer voordat ek huis toe gaan, sal ek dit doen. Hier is ek, Vader, wys vir my. Vader, help my, guide my, vorm my. Laat ek die pad stap wat u wil hê ek moet stap. Nie my eie keuses deurloop nie. Of dink ek en jy ons sal beter vaar as wat God kan doen? Jy sien, baie keer wil ons eie sinnig aan ons lewens vorm gee. Ons wil dit beplan. Ons wil doen dit wat ons dink is reg. Maar God se woord sê vir ons totaal en al iets anders. Ons kan dit nie doen nie. Romeine 12 wil ek vir u lees. Die woord sê, julle moenie wees soos die mense van hierdie wêreld nie. Julle moet vir God vra om julle te verander, sodat julle die regte dinge sal dink. Dan sal julle dinge doen wat God wil hê julle moet doen. Ek het skuldig voor die Here gestaan. Ek moet sê, jammer. Ek vra vergifnis, Vader. Jy sien, al wil ek en jy soms ons eie ding doen, kan ons nie, want ons is in die hande van die pottebakker. Dit is hoekom ek en jy ons oë moet ophou en op hom. En ons moet ophou om te lewe soos ons vroeër gelewe het. Ons moet lewe soos daardie nuwe mense wat hy vir ons kom verander het in. Want vandat ek Christus ontvang het, het alles verander. En ek wil weer teruggaan na ons skrifgedeelte in Jeremia 18. Maar die boodskap Bybel sê om my so pragtig. Hy sê, soos klei in die hande van die pottebakker is, en hy daarmee maak net wat hy wil, so is ons in die hande van die Here, in die hande van die pottebakker. As ek in daardie hande bly, gaan hy altyd iets moois vorm daaruit. Dit beteken nie dat daar geen teleurstellings gaan wees nie. Dit beteken nie dat ons nie verdrukking gaan ly nie, want Jesus het gesê, julle sal verdrukking ly. Dit beteken net God kan van ons iets moois kom skep, sodat ons sy naam kan groot maak. 1 Petrus 2 vers 5 sê vir ons wat die Here kom doen, of wat ek en jy moet doen. Hy sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring
wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Dis net om te sê, Here, hier is ek, en laat my lewe U verheerlik. En elkeen van ons wat vanoggend hier sit, behoort vir die Here te sê, Here, vanoggend, ons behoort dit vir hom te sê. Ek gaan dit sê, maar ek weet U gaan in die hart saamstem met dit. Ons kan sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek wil gevorm word deur U hande, Here. Here, U ken my. U ken my boeties en sissies wat hier sit. U weet alles van ons, Here. U ken die mooi en die seer, Here. Maar Vader, kom skep in ons rein harte. Here, kom vermaak vir ons sag. Daar waar ons verharde harte gekry het. Hou ons rustig wanneer daardie storms na ons kant toe kom. En Here, belangrik, kom maak vir ons dan nuut in die binnekant, sodat ons naby aan U kan lewe. Geliefdes in Christus, daar gaan tye aanbreek, wat ons verontwaardig gaan voel oor die beproewinge wat oor ons pad kom. Daai tye gaan daar wees, maar ek wil hê julle moet dit onthou. God gebruik die swaar kry en daardie teleurstellings om ons te herskep. Hy los ons nie net so nie. Hy vat ons deur daardie moeilike ding en as ek aan die ander kant uitkom, is daar verandering wat plaasgevind het. En nou sien ons dit wat die woord van God sê. Hy sê dit is verreweg beter om in die hande van die Skepper te wees, die pottebakker, ons Skepper, as om deur hom gevorm te word, as om deur wêreldse invloede gelei te word en daardeur af te dwaal van die Here en dan geestelik uiteindelik sterf. Wat kan ek en jy doen om God se hand in ons lewens te sien en ervaar? Ek wil die woord van God gebruik. Daar's baie dinge wat ek kan sê, wat u self kan sê wat u moet doen, maar wat sê God se woord? En as ek dit doen, sal ek slaag. Hy sê onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Dankie Here. En ek sit daar, ek het dit nou nie gespeel nie, ek het dit nie hier nie, want dit is 'n baie ou koorliedjie. Ek het nog daai rooi haleluja boekies van die wat redelik oud is of bietjie ouer is as meeste van ons wat hier sit, sal daai haleluja boekie onthou. Pragtige liedere daarin. En die Gees vat my daai na hierdie spesifieke liedjie toe. En ek het daar gesit en huil. Kosbare woorde. En dit is dan ook my gebed vir elke een van ons wat vanoggend hier sit. Dis 'n rooi as hy was, kon ek vir hom sê, my boeta speel hom. Ek gaan dit nie probeer sing nie. Ek gaan dit net vir u sê. U kan nou al seker dink watter liedjie dit is. Daar's net 2 versies wat ek wil aanhaal. Awesome woorde, doen slegs u wil, Heer. U wil met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my net soos u wil. Op u bly wag ek, nederig en stil. Doen slegs u wil, Heer. U wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeu, Heer, was my vandag. Laag aan u voete,
wil ek steeds wag in die hande van die pottebakker. Dit is waar ek wil wees. Dit is waar elkeen van ons wil wees. En ek het u gehoor daardie woorde saam my sê. Dit is 'n verlange wat God ook het, maar dit gaan beteken ek moet vir hom sê, hier is ek. Sodat hy dit kan kom doen in my en in jou lewe. Amen. Ons gaan die tafel in gereedheid kry en ek het vanoggend, jammer ons het dit vanoggend eers doen, maar ek weet julle val altyd in vir HMM gevra om vir ons die nagmaal te bedien. Ek wil vra dat wanneer julle daardie tekens, dit wat ons gebruik, die nagmaalbroodjie en die druiwesap gebruik, dat ons dit saam sal doen. Maar ek wil vir u sê ook, dit wat ons daai glasie met die druiwesap in, is nie die bloed nie. Daardie broodjie wat ons eet, is nie die liggaam nie. Dit is soos. So dit is maar net 'n teken wat ons gebruik. Baie mense dink dit is wat dit is, dis die bloed. Dis 'n teken dat dit die bloed is wat ons kom reinig. Dit is 'n teken dat sy liggaam vir ons gebreek was. Thanks, Troy. Thanks. Het almal hier buite gekry? Almal is okay? Net die brood, okay. Dis op pad. En dis ook maar goed, Rodney staan, want as Rocky daar gesit het hy weer die blaam gekry. Pas aan Rocky, nie se tyd vat nie, maar hy staan. Hy het nou besluit hy staan, sodat hy vinniger by die ouke uitkom wat vir hom weer gaan byt. Yes.
Jy weet, terwyl ons so wag, toe ons daardie lied gesing het, Waymaker, toe kyk ek na hierdie pragtige kind wat hier voor ons sit. Sy sit nou op haar pa se skoot. Toe sing sy daardie ding sonder om okay, ek weet nog nie of sy kan lees nie, maar dis Engels ook, maar sy sing daai woorde so uit haar mond uit. So kinderlik om te sê, en toe ek dit sien, toe sien ek daai prentjie, dis hoe die Here ons wil hê. Om nog steeds vas te hou, en nog steeds te glo, hy is die man wat wonderwerke doen. Hy kan dit doen vir my en vir jou. Ja nee, hy kan dit doen vir jou wat ons boetie het kanker, wat daar sit. Hy kan dit vir jou doen. Soos hierdie dogtertjie, ons kyk na hom en ons sê, Here, ons roep na u. Mag hy jou deurdra, my ou boetie en my ou sussie, in hierdie verskriklike moeilike tyd wat julle nou deurgaan. Dis net hy wat vir ons daai instaatstellende krag kan gee om aan te gaan. En dit is hoekom ons dan ook vanoggend die nagmaal vier. Hy het aan die kruishout het hy gesterf. Sy liggaam was gebreek. Hy was verbrysel, lees ons daar in Jesaja. Sy liggaam was totaal en al gebreek. Maar nou sê die woord in Jesaja ook, hy sê daar vir ons, deur daardie wonde het daar genesing kom. Dis past tense. Dis nie iets wat nog moet gebeur nie. Is past tense. Dit het gebeur. So ons kyk na die Here toe ook. En ons kyk net na hom in dit. En sy bloed was gestort aan daardie, elke druppeltjie bloed wat daar afgeval het my en jou naam op, sodat ons weet ons kan vergifnis kry. En dit is hoekom daar in Korintiërs, toe Jesus, net voordat die kruisiging plaasgevind het hy saam met sy disippels sit, en dit is die laaste maaltyd wat hy saam met hulle gehad het. Ek lees daar in 1 Korintiërs 11 vanaf die 23ste vers. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtes. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtes, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy weer kom. Hy gaan ons weer kom haal. Dis tydelik wat ons hier is. Party van ons gaan nie sien, ons gaan al reeds begrawe wees wanneer dit plaasvind, maar weet dit, hulle wat al reeds dood is, sê die woord, gaan hom eers tegemoet, dan die ander wat oorgebly is. So ons wat dan nie meer daar gaan wees wanneer die Here kom nie, sal hom in die lig eerste ontmoet, sal ons by hom wees vir ewig en vir altyd. So neem hierdie stukkie brood, dit is so sy liggaam wat gebreek was vir my en jou genesing. Jy kan dit maar gebruik. So ook dan die druiwesap wat ons gaan gebruik. Sy bloed is gestort gewees sodat ek op my knie kan gaan en vergifnis vra en dit kry. So ver so wat die ooste van die weste af is, so verwyder die Here ons sondes van ons. Jy kan dit gebruik. Amen. Ons het aan die einde gekom van
van ons erediens. Daar gaan vetkoek en mins bedien word. Daar onder die afdak, die verste punt, sal u dit sien, daar staan tafels met dit. Daar's koek wat bedien word. En Willie het iets belangriks wat jy weet, hy doen snaakse dinge en dan weet ek nie wat en hoekom nie. En vanoggend toe sien ek wat hy wil doen, want ek is nou maar old school. Ek ken nie hierdie goede wat jy jou fone kom snap en inlees nie, maar Willie sal vir julle verduidelik wat hy hierop het. Ek net vinnig vir julle verduidelik hierso. Hierdie boonste een is ons Uncaged Church se QR code. As jy op die groep wil kom scan, dan is jy outomaties op die groep. Die onderste een is ons sosiale groep. Scan hom ook, dan is jy ook op daai groep outomaties. Van hierdie woensdag aand af gaan ons selfgroepe. So as jy hom het, sal ek woensdagoggend hom post, die link. So ons gaan almal 'n Google Team hou, maar ons gaan hom net praat, ons gaan nie hom op die video sit. So met die gevolg is almal gaan daarbey betrokke wees. En ons gaan almal daarmee gesels. So dit is hoekom ons hom opsit, sodat julle elkeen weet. En dan woensdag, al wat jy doen, woensdag aand 7:00, klik jy op die link, ons join jy outomaties, en ons almal gesels. En ons het almal lekker gemeenskap met mekaar. Julle verstaan? Ja, hierdie het plaasgevind. Julle sal onthou, het 'n vergadering gehad waar ons vir die gemeente gevra het, hoe voel julle daaroor? En almal het gesê yes. So ons het nie net 'n besluit geneem nie. Daai besluit was deur die gemeente goedgekeur en dis toe ons sê dit is wat ons gaan doen. En die deelname aan die selgroep, alhoewel daar 'n boodskap is wat bedien gaan word, kan ons ten enige tyd, want almal kan praat, kan ons stop en sê, wow, ek het hierso by 'n ander busstop afgeklim, ek is nie meer op die bus nie. Wat beteken is ons verloor mekaar. So ons kan dadelik vra, wat bedoel jy daarby, pastoor? Wat sê jy as jy dit sê? Sodat ons daaruit kan leer. Want dit is hoekom ons 'n selgroep het, sodat ons geestelik versterk kan word en opgroei tot daai liggaam wat God wil hê ons moet wees. Nie een van ons is op dieselfde vlak nie. Daar gaan baie kan verstaan, okay, dis dit, ander nie. So hou die vrymoedigheid, vra daai vraag. Want as jy daai vraag vra, dan gaan iemand anders deur die vraag wat jy gevra het ook leer. Want baie keer is ons te skaam om te vra, want ek gaan nie, dit klink vir my stupid, ek kan nie daai ding vra nie. Ons vra daai vraag want daar's baie wat ek nie ken nie, wat ek nie weet nie. En as julle my gaan vra en ek weet nie, dan gaan ek eerlik sê, ek weet nie wat dit is nie, maar ek gaan terugkom na jou toe. Maar ons moet die vraag vra sodat ons daardeur kan opgroei. Wat ek daarby wil bybedoel, ons sê ons is almal Christene. Nou daai vraag Christene sit ek in 'n baie groot vraagteken. Want ons het almal tot bekering gekom, glo so. Maar nou word jy groter. En ek noem dit altyd in 'n maklike sinsnede deur te sê jy's in 'n loopbaan met God, want dis jou verhouding met hom. Want jy groei. Ons weet almal jy was kleuter Peter, jy het tiener geword, jy het man geword, jy's getroud, jy het vader geword, jy het oupa geword. Dis dieselfde met jou geestelike lewe. Soos wat jy deur die lewe gaan, het jy ook hierdie vraag. Ons het almal hierdie probleme. Ek sê altyd ons ry teerpad op die bikes en ons ry grondpad op die pad. Die grondpad laat jy val staan uitklap en dan sit jy hulle weer terug en dan gaan jy aan. Dis die lewe. Ons ken hom so. En dit is al daai vrae wat ons gaan aanwerk en julle help om geestelik te groei. Dis